Geliefdes, die Here praat met ons uit Jesaja 52 vers 13 en ons lees tot Jesaja 53, die hele Jesaja 53 tot 12 verse. En dan gaan ons ook verwys na Handelinge hoofstuk 8, waar die Here sy apostel Filippus stuur om te praat met 'n man uit Afrika. Die vraag wat Jesaja beantwoord, is 'n vraag wat elkeen van ons op 'n stadium vir homself moet vra. En die vraag is dit: hoe kan ek as sondaar mens regverdig verklaar word deur 'n God wat heilig en regverdig is? Menslikerwys is dit onmoontlik. Daar moet iets gebeur dat vergifnis moontlik is vir my. Kom ons lees dit. Die opskrif van Jesaja 52 vers 13 is: die knegt van die Here word verneder en verhoog. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees, ja, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle. Wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die straf gerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie, maar dit het God behaag om hom te verbrysel, hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word.
Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met die magtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Net tot sover ons skriflesing. Mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, vandag op Goeie Vrydag kom ons saam om U te aanbid. Here Jesus, vandag wil ons aan die voete van U kruis 'n oomblik stil word, om diep na te dink oor die prys van vergifnis, van ons vergifnis. Here Jesus, wanneer ons probeer met stamelende menslike pogings om iets te verstaan van die reikwyte en die diepte van U lyding, kom ons vandag opnuut in afhanklikheid na U en sê, Here, hier is ons, werk met ons, U volk. Geef vir ons insig in dit wat vir U belangrik is. Help ons om te verstaan hoe om as U kinders te leef, ons dankbaarheid teenoor U uit te leef. Ons dankie, Here, dat U ons ken. Ons dankie dat U ons onmeetlik lief het. Stort daar 'n liefde in ons harte, mag dit sigbaar word vir hulle naby ons en hulle wat ons pad kruis. Mag die evangelie boodskap, o Here Jesus, wat lig bring in 'n donker wêreld, wat hoop bring in 'n wêreld vol wanhoop, mag dit so deel wees van ons mens wees, dat ons nie anders kan as om met vreugde dit te deel en daaroor te juig nie. U lof te besing met lied, met lofsang. Ons wil U van harte aanbid vandag. Skryf U woord in ons harte en maak ons gehoorsaam in Jesus naam. Amen. Geliefdes aan ons Here Jesus, die afgelope tyd was hierdie simbool op die kanselkleed, hierdie kruis, was dit ter sprake die afgelope 7 Sondae, was 7 Lydenssondae wat ons daaraan gedink het, dat die Here Jesus hierdie pad geloop het tot by die kruis. En dan lees ons vandag hierdie gedeelte, en dit is so 'n aangrypende gedeelte, dit word deur kommentatore beskryf as die 5de evangelie. Naas Matteus, Markus, Lukas en Johannes, as niemand die Nuwe Testament het nie, het hulle Jesaja 52 en 53. Aan die ander kant kan jy dink wat 'n dilemma dit is vir 'n Judaïs, vir 'n Jood wat hierdie gedeelte lees, wat probeer bewys dat Jesus nie bestaan het, of dat hy nie regtig die Messias is nie, wanneer tot in die fynste detail sy kruisiging hier beskryf word. Feitelik elke vers in hierdie gedeelte wat ons gelees het, word aangehaal in die Nuwe Testament as bewys dat Jesus die Messias is. Hier is nog plek hier voor Estie, as julle hier wil sit. Hallo, julle is welkom. Dan sê welkom. Ons het Jesaja 52 en 53 wat vir ons beskryf dit wat hierdie kruis simboliseer. Wanneer ons na hierdie gedeelte vandag kyk, dan kyk ons na 'n danklied vir wat die Here Jesus in ons plek gelei het, sodat ons vergifnis kan ontvang. 9 April 1945 sterf die teoloog predikant Dietrich Bonhoeffer voor 'n vuurpeloton. Terwille van sy oortuiging dat Jesus alleen
aanbid moet word. En hy skryf, vergifnis is lyding. Gou 'n bietjie daarin. Vergifnis is lyding. Dink daaroor. As jy jou benadeel het of onregverdig behandel het, maar jy as Christen wil jy hulle graag vergewe. Jy wil eintlik weer geregtigheid sien, dat hulle kry wat hulle verdien. En as jy vergewe, dan is dit swaar. Dis 'n stuk lyding. En dis wat die Here Jesus kom wys in hierdie gedeelte. Ons vergifnis kos hom. Geweldig. Want wanneer ons hierdie gedeelte oordink, dan is dit iets waarmee ons groot geword het, dit is iets wat ons van kleins af leer ken het. En hierdie gedeelte is ook gelees deur hierdie man wat die Here stuur, sy apostel Filippus stuur. As ons in Handelinge 8 lees van die hofdienaar, daar word gepraat in hierdie gedeeltes van 'n man van Afrika wat op pad is terug na Afrika. Hy ry van Jerusalem af na Gaza waar die bomme nou vandag val. En die engel van die Here stuur vir hom na hierdie man toe. En dan uiteindelik is hy in 'n gesprek met hierdie man. In vers 26, 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op, gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza, dit is 'n eensame pad. En nou word in vers 27 van Handelinge 8 baie gesê, toe het hy opgestaan en gegaan en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Candace, van die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was, en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En dan sien ons, hy lees Jesaja 52 en 53. Hy kom by Jesaja 53 en Filippus, wat nader kom na die wa, hoor wat hy lees. En Filippus vra vir hom in vers 30, verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? En toe vra Filippus om op die wa saam met hom te klim. En hy lees dit, vers 32, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, soos 'n lam wat stom is voor een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskryf? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. Kyk mooi na hierdie woorde wat in Handelinge staan, sy geslag, wie sal sy geslag beskrywe? En dan vra hy, ek bid u, van wie is, sê die profeet dit, is het van homself of iemand anders? En dan sê dit, vers 35, en Filippus het sy mond geopen en hierdie skrif af die begin, die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Hy vra, wie is die man? En hy begin vir hom verduidelik. En nou moet jy verstaan wat hier gebeur. Hierdie man was op pad van Ethiopië. Nou, dis een ding om soontoe te vlieg. Dis 'n ander ding as jy kan ry tot daar. Maar as jy op 'n wa ry, dis 'n baie lang en 'n baie gevaarlike tog om te onderneem. Daar staan hy gaan te aanbid. Hierdie man het 'n ontsaglike behoefte gehad. 'n geweldige geestelike honger dat hy hierdie roete van honderde, dalk duisende kilometer aanpak na Jerusalem. Nou wat ons daar sien wat daar gebeur is, jy kan nou aflei. Hy het baie geld gehad, so hy kon 'n boekrol koop, maar hy is 'n ontmande. En volgens die wet van die Here kon hy nie in die tempel kom nie. Elke hofamptenaar in daardie tyd, dieselfde het gebeur met Daniël en sy vriende, hulle is ontman. As jy in 'n hof gedien het van 'n koning en sy gesin, was dit deel van die hofamptenare, die pynlike proses wat deurgaan is. Hy is nie toegelaat in die tempel nie, want hy kan nie 'n nageslag hê nie.
Nou kom hy terug, nou lees hy hierdie woorde van hierdie man wat in die plek van iemand anders van die volk gelei het, wat geen nageslag kan hê nie. En nou sê Filippus vir hom, dit is die Here Jesus. Hy het hierdie pad geloop, die kruis weggeloop. Hy is nie maar net 'n man nie. Hy is God van ewigheid af. Hy het mens geword. Hy wat die ewige heerlikheid gehad het in hom, het homself daarvan leeg gemaak, sê Filippense 2. En hy het gehoorsaam geword tot die kruis, tot die dood van die kruis. Deur een ding wat duidelik is in hierdie beskrywing van Jesaja 52:53 is elke keer terwille van in ons plek. Vers 6, ons het almal gedwaal soos skape, ons elkeen het sy eie weg gegaan, maar die Vader het die sonde van ons almal op hom laat neerkom. Dit wat tussen my en God staan, het hy weggeneem en my sonde op hom geneem, sodat daar niks tussen my en God is wat in my pad staan om sy kind te wees, verlos te wees, vergewe te word. Een ding wat skrikwekkend is, want hier van Jesaja 42 af begin, hy praat oor die knegt van die Here en dat hy verlossing gaan bring, en dit is die Messias, tot hier waar sy wrede dood beskryf word. Soveel so dat 'n mens eintlik dit nie wil lees nie, dit is wreed. Maar dit is die puntjie van die ysberg vir wat gebeur het aan die kruis. Vir die feit dat hy die toorn van God as straf op die sonde van die mensdom gedra het in my plek. Ook my sonde is aan die kruis betaal. Volledig. En nou sit die Filippus met hierdie ou Ethiopiër en hy praat met hom oor die Here Jesus Christus. Hy wat hierdie geweldige behoefte gehad het en hierdie reis onderneem het om iets van 'n geestelike ervaring te hê, en hy het hierdie boekrol en hy probeer verstaan, Filippus verduidelik vir hom. Die uitstaande kenmerk van ons Here Jesus is sy plaasvervangende offer. Nou onmiddellik is daar rooi liggies wat aangaan, maar dit maak ons nou nie sin nie. Hierdie is ons nou heeltemal teenstrydig. Aan die een kant, as hy vrywillig sy lewe gee, soos hy staan, dan is dit mos selfmoord, en hier is dan nou ter sprake van 'n offer wat gebring word. 'n Mens mag nie geoffer word nie, daaroor is die Bybel baie duidelik. Hoe moet ons dit verstaan? As selfmoord of menseoffer nie reg is volgens die Bybel nie, wat het hier gebeur? En wat net moontlik is my lewe behoort nie aan onsself nie, dit behoort aan God. God gee vir jou die lewensasem. Jy mag nie selfmoord pleeg nie, dis oortreding van die 6de gebod, want jou lewe behoort nie aan jouself nie, dit behoort aan God. Behalwe God self. Daarom was dit nie selfmoord nie. Die Here Jesus het dit verklaar, en Johannes 10 stel dit ook so, ek lê my lewe gewilliglik af. En hy het sy lewe gegee in jou en my plek. Verder sien ons van die begin af dat offers heen wys na die Here Jesus. Die paaslam, dit wat met die uittog gebeur het, die lam wat geslag is, wanneer Johannes die doper Jesus se menswording en sy roeping aankondig, en sê hy, daar is die lam van God. Die hele Ou Testament wys heen na die offer van ons Here Jesus Christus. Wat ek optel wat vir my ingrypend is dit waarmee die Jode en baie mense worstel. Is die hele kwessie van, ek
ek het nie regtig 'n Messias nodig nie, want of ek verdien eintlik maar 'n plek in die hemel, ek is iemand wat redelik goed lewe. Ek doen dit baie goed reg, ek probeer volgens die 10 gebooie leef, ek lees die Bybel, ek besoek 'n kerk, en ek bid, praat gereeld met God. En dit is selfverheffing, as mense wat dink, hulle verdien 'n plek in die hemel, waar die Bybel vir ons leer, een sonde diskwalifiseer jy vir die hemel. Aan die ander kant staan mense wat sê, wel, ek is uitverkore, ek is deel van God se volk. Ek kan maar maak wat ek wil en leef soos ek wil, want ek is uitverkore, ek gaan hemel toe. En Jesaja 52 en 53 trek 'n streep deur beide hierdie dwaling. Maar die Jode probeer hierdie gedeelte verklaar om te sê, wel, dis simbolies vir die volk van die Here. Dis die knegt van die Here eintlik. Maar dan staan daar, hierdie knegt van die Here het in die plek van die volk gelei, sodat die volk genesing kan kry. Kan die volk in die plek van die volk lei, sodat die volk genesing kan kry? Nie, dis 'n persoon. Dis net moontlik in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, dat hierdie elkeen wat in Jesus glo, vergifnis kan kry. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En vir een van my beteken dit ontsaglik baie as dit nou na jou en my kant toe kom. Te weet, in my plek het Jesus vir my sonde betaal. Tim Keller gebruik in sy preek oor hierdie gedeelte 'n beeld uit die boek The Tale of Two Cities, en dit is vir my nogal aangrypend. Ek het nog nooit die boek gelees nie, maar ek verstaan die beeld. Hy sê die boek gaan eintlik oor 2 manne wat op dieselfde meisie verlief raak. Is dit nie Cartier en Charles Dormey, en sy trou met die Charles, en hulle het kinders, maar dis die Franse revolusie, en hierdie Charles beland in die tronk, hy word tereggestel. En die hand voordat hy tereggestel word, kom Sydney op 'n manier in die tronk in. En hulle het nogal baie na mekaar gelyk, en hy sê vir 'n man, kom ons ruil plekke, jy het 'n vrou en kinders. Niemand sal weet nie. Hy sê, maar as jy mal, ek sal nooit so iets doen nie. En hy slaan hom oor die kop, dat hy uit is, trek sy klere aan. Trek hom sy klere aan, en hy roep die wagte, en hulle vat hom uit. En dan was 'n dametjie in hierdie tronk gewees, wat ook tereggestel is, wat ook ter dood veroordeel moes word, en sy het vir Charles geken, en sy soek hom op, en nou begin sy met hom praat, en sê, maar onthou jy dit, en uit die hart van die saak weet hy niks daarvan nie. Hy draai sy gesig so al weg, dat sy hom nie herken nie, en dan op 'n stadium besef sy, dis nie Charles hierdie nie. Haar oë word groot. En sy vra vir hom, sterf jy in sy plek? En hy sê vir ja, vir hom, met sy vrou, en sy kinders. En sy sê, vreemdeling, weet jy, kan ek jou hand vashou? Want ek is ook tereggestel. Ek het nie kans gesien vir hierdie pad. Maar as ek net jou hand kan vashou, iemand wat soveel liefde en soveel dapperheid in homself het, gee my hoop vir my dood. En wanneer ons aan die kruis dink, oneindig meer. Hierdie man sterf nie eers vir hierdie vrou nie, maar Jesus het vir jou gesterf. En dit verander 'n mens. Jy kan weet, jy hoef nie net sy hand vas te hou nie. Hy is jou God, hy is jou broer, hy is jou vriend. Hy is die een wat lewe vir jou moontlik maak. En dit verander jou waardes, verander wie jy is. Jou identiteit is nie iemand wat homself in die hemel probeer kry nie, dis iemand wat besef, dit het God gebreek om vir my vergifnis te betaal. Dit het Jesus sy lewe gekos en baie meer. Vergifnis word in gebrokenheid bereik en in gebrokenheid gegee aan 'n gebroke mens soos ek en jy.
Hier het selfverheffing geen plek nie. En so iemand soos ek en jy, wat God gedink het, dis nie moeite werd vir hierdie mens, om hierdie pad te loop, sodat hy vergifnis kan kry. Dit wat hier beskryf word is onlogies. Dit maak nie sin in 'n wêreld waar mense gaan vir oorlewe. Dit gaan oor my en my behoeftes. En hy kom en die Messias, God, lê sy lewe neer in my plek, sodat ek kan lewe. Sodat wanneer ek huil, dan kan ek my trane plant, dan kan ek weet, dit gaan nie by God verby nie. Wanneer ek moedeloos is, dan weet ek, hy is die een wat my optel. Wanneer ek niks werd voel nie, dan kan ek besef, dit was vir hom kosbaar genoeg, om vir my die pad te loop. En wanneer ek arrogant wil raak, dan besef ek, hier is geen plek. Jy moet buk, om in te kom in die koninkryk. Dis nie plek vir hoogmoedige mense nie. Maar wat 'n genade, dat beide in 'n kind van die Here kan wees. Iets van God se heiligheid, waar ek veg teen my sonde, want dit is die prys wat God moes betaal vir vergifnis, en aan die ander kant, sy liefde. Wat hy op so 'n manier vir my wys, sodat ek liefde in hierdie wêreld kan gaan uitleef. Dat ek die een kan wees wat soms 'n hand vashou. Hoe onmeetlik meer is hy wat vir jou die dapperheid en die liefde gehad het, sodat jy in hierdie wêreld sy liefde kan uitleef en dapper kan leef. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dis nodig dat ons voorraadopname maak van wat gaan aan in ons harte. Here, weer eens word ons harte ontbloot as ons nie werklik besef wat is die koste van die kruis. Wat het dit U gekos, Here Jesus? Sodat ons begenadigdes vandag kan wees. Mense wat vergewe is, mense wie se verhouding reg met God is. Ons aanvaar dit so maklik as vanselfsprekend dat ons die bely is ons verlosser en saligmaker, en tog is dit so kosbaar. Ons kan dit nooit verdien nie. Maar vandag aanvaar ons dit opnuut, Here, wil ons nie net U hand neem nie, wil ons U omhels, en is ons gebed, Here, wees ons genadig. Is ons gebed, Here, hier is ek, gebruik my in U koninkryk. Is ons gebed, Here Jesus, U wat bereid was om die pad te loop, vergewe my. Amen.